Daar was 'n kruis. Ja, vriende, ons lewe in 'n wêreld wat boos is. 'n Wêreld wat beledig. 'n Wêreld wat vervolg. Maar ten spyte van dit, weet ons dat ons Here hierdie wêreld oorwin het. En dat hy in ons is. Net soos die skrif sê, lofwaardig is die God en Vader van ons Here Jesus, die Vader van barmhartigheid en die God van alle bemoediging. Dit is hierdie God wat ons bemoedig in verdrukking. Dit is hierdie God wat ons versterk. En dit is hierdie God wat jou vanmôre groet. Met die woorde van ons Here Jesus, wat sê genade en vrede van ons Here Jesus. Amen. Die van ons binneste roep ons uit, hoe groot is hy, hoe goed is hy. Vader, en nie alleen is goed. Ons vergader hier vandag, Here, om u eerstens die naam groot te maak, en om te hoor wat u te sê het, sodat daai woorde, daai lewende woorde, so in ons hart kan inkom, en ons kan transformeer. Dankie vir die woord. Dankie vir die Gees, dat die woorde lewendig maak binne ons. My gebed is, Here, dat hierdie grond sal voorberei, en dat hierdie saad wat gesaai word op vrugbare grond sal val. In Jesus naam. Amen. Baie dankie, julle is welkom, julle sitplekke te neem. Dankie Wynand en musiek. Ek het vergeet, ek wou vir Dominee Johan en Tannie Gina ook net welkom geheet het. So baie welkom aan julle ook. Ons is bly julle is hier so. Dis vir ons lekker. Lekker as ons oopmaak by Hebreërs 11, terwyl hulle sitplekke inneem, Hebreërs 11. Hebreërs 11 vers 35 tot 38. Dis wat ons gaan lees. Ek het dit ook vir julle op die bord. Hebreërs 11 vers 35 tot 38. Ons gaan voort met ons reeks oor geloof. En hierdie 'n stukkie van geloof wat ons vandag behandel, pas so mooi in by vandag wat Palmsondag is. Wat Palmsondag is. Hebreërs 11 vers 35 tot 38. Ek lees ons uit die 2020 vertaling. Vroue het hulle dooies deur opstanding terug ontvang, ander weer is gemartel toe hulle nie die vrylating wou aanvaar nie, sodat hulle 'n beter opstanding kon verkry. Nog ander het die toets van bespotting en slaaf verduur, en boonop van boeye en gevangenskap. Hulle is gestenig, middeldeur gesaag. Deur teregstelling met die swaard het hulle gesterf. In skaapvelle het hulle geswerf. In bokvelle, behoeftig, verdruk, mishandel. Die wêreld was hulle nie werd nie, terwyl hulle in verlate plekke en oor berge rondgeswerf het, en in grotte en in gate in die grond. Tot daar, ek wil hom net so 'n bietjie skuif, want ek kan nie mooi sing nie, daar sê dankie. Eendag, lank gelede, was daar 'n boer wat tot die Here gebid het in 'n tyd van droogte. En hy het vir die Here gesê, Here, as U dit sal laat reën oor my plaas, dan sal ek my vertroue in U sit. Nie net ek nie, maar my kinders en eendag hulle kleinkinders, sê die boer toe. En so kom dit dat dit toe reën oor die boer se plaas, en die boer maak toe wat hy gesê het. Hy het gesê hy sal sy vertroue in die Here sit, en elke Sondag is hy en sy kinders in die kerk. En 'n jaar later, pligsgetrou soos in die kerk sit, 'n jaar later, kom daar toe 'n droogte oor die land. En die boer kry toe 'n misoes, groot verlies, finansiële verlies. Die boer is bedruk en hy gaan na sy buurman toe. En die boer deel so 'n bietjie van sy hart met sy buurman. En die boer vertel toe die buurman, hy sê, verlede jaar het ek gebid tot die Here. En ek het vir die Here gevra vir reën.
En na het reën gekom, en ek het vir die Here gesê, Here, as dit reën, sal ek my vertroue in jou sit. En ek was in die kerk. Hy sê, maar hierdie jaar is daar droogte. En die boer sê toe die volgende vir sy buurman, hy sê, ek vertrou die Here nie meer nie. Die buurman bly so ruk stil. En hy kyk vir die boer, en hy sê vir die boer, dit klink vir my, asof jy nog nooit die Here eintlik vertrou het nie. Die verhaal illustreer dat, wanneer geloof gebind is aan 'n sekere of 'n spesifieke uitkomste op hierdie wêreld, dan is daai geloof eintlik geanker in verkeerde motiewe. Die boer se vertroue was nie in die Here nie, die boer se vertroue was in sukses. Dit was in reën, dit was in 'n groot oes. En sy verhouding met die Here was op grond van dit. Hy sal die Here vertrou as die Here vir hom iets doen. Maar die oomblik toe iets hom bedreig het, is die oomblik toe hy gewankel het in dit wat hy geglo het. Geloof is om God te vertrou. Maar hoe weet jy? Hoe weet ek? Hoe weet ons regtig of ons God vertrou? Hoe weet ons of ons geloof eg is, of ons vertroue eg is? En hierdie gedeelte van Hebreërs wys eintlik vir ons, dit wys vir ons twee goed. Dit wys eerstens dat egte geloof sal lei vir dit wat hy glo. Omdat jy regtig glo, sal jy kan vashou al gaan dit swaar. En die tweede ding wat dit wys is, selfs in moeilike tye, selfs in swaar kry tye, selfs in lyding, sal jou geloof die toets kan weerstaan. So dit wys vir ons, geloof kan lei, of dit kan goed gaan. Maar dit wys ook vir ons, wanneer geloof lei, dan kan jy nog steeds vashou. Nou, julle sal onthou in ons vorige gedeelte van Hebreërs, as jy sal gaan onthou, het ons gesê, geloof het wonderlike goed bereik. Ons het oor Gideon gepraat, onthou julle? En daar was 300 mans teen al die Amalekiete en die Midianiete en man uit die ooste, en Gideon het 'n groot oorwinning behaal. En die skrifvers het ons genoem dat daar verskillende mense was wat hierdie groot oorwinning behaal het. En hy het gepraat van die bekke van leeu's wat toegestop was. Hy het gepraat van vuur wat geblus was, nê. En ons het gesê dat geloof behaal oorwinning. En dit is fantasties, en ons sien dit deur die Ou Testament, dat met die kleinste hoeveelheid, met die kleinste geloof, doen God wonders. God behaal 'n oorwinning. Maar nou in hierdie gedeelte, kom die skrywer en hy noem presies die teenoorgestelde. En dit laat ons koppe partykeer bietjie krap. Want jy sê nou, die dominee het nou net vir jou gesê, 'n week terug, jy kan wonderwerke, jy kan die onmoontlike bereik as die Here by jou is. Maar nou sê hy dat daar lyding kan plaasvind, selfs al is die Here by my. Nou, dit is interessant, want die skrywer begin in die vers 35, en hy begin hom weer met een van die positiewe stellings, nê. Hy het gesê, bekke van leeu's is toegestop, manne kon die vuur blus, hierdie ouens het oorwinning behaal, hulle was swak, maar God was sterk by hulle, en dan noem hy nog enetjie, hy sê, die vroue het hulle dooies uit die opstanding terug ontvang. Dis nog 'n positiewe stelling, nê. Hy sê, daar was 'n vrou se kind, hy praat waarskynlik van Elia, wat in Konings gepraat word, 'n vrou se kind wat dood was, toe kom Elia, toe wek hy die vrou se kind uit die dood uit op. Dis 'n positiewe ding, nê. Geloof, kan jy die dood oorwin, nê. Maar direk na dit, onmiddellik daarna, kom 'n skerp kontras. Hy praat van iets anderste. Hy praat van die teenoorgestelde. Hy noem nou iewes skielik 'n lys van mense wat ly. 'n lys van lyding. 'n lys van ouens wat op verskillende maniere swaar gekry het, ook deur geloof. So geloof bring oorwinning, maar geloof bring lyding? Deur geloof het ons gesien dat oorwinning behaal word. Maar deur geloof sien ons ook dat mense doodgaan. En hulle gaan dood vir wat hulle glo. Ek wil gou hê jy moet kyk na die lys. Ek het hom vir jou hierso op. Ek het dit in bold gemaak, alles wat hy noem. Hy sê hierdie mense wat geloof gehad het, was gemartel. Hulle was bespot. Hulle was geslaan. Hulle was geboei. Hulle was gevangenes. Hulle was gestenig, hulle was selfs middeldeur gesaag, hulle het gesterf,
Hulle het skaapvelle aangetrek, hulle het geswerf, hulle het swaar gekry, hulle was in bokvelle, hulle was behoeftig, hulle was verdruk, hulle was mishandel. Hoe is dit dat geloof wat oorwinning behaal, ly, ook geloof kan wees wat veroorsaak dat ons ly? En dit is juist wat die skrywer vir ons wil wys. Dat geloof nie net gaan oor aardse sukses nie. Geloof gaan nie net oor die oorwinning hier en nou nie. Geloof gaan oor soveel meer. En een ding waaroor dit gaan, is dat geloof gaan oor om God te verheerlik. Het gaan oor om God te verheerlik. En om God te verheerlik, of dit goed gaan, maar ook as dit sleg gaan. Of soos Paulus sê, of jy lewe, en of jy sterwe. Dis wat hy sê Romeine. As ons lewe, lewe ons vir Here. Maar as ons sterwe, sterwe ons vir Here. So of ons lewe of sterwe, ons behoort aan die Here. Mense in Bybelse tyd was gespot. Hulle was gemartel, nie net in die Nuwe Testament nie, ook in die Nuwe Testament, ook in die Ou Testament. Hulle was verleeuws gevoer. Nou daai een spesifieke insident van middeldeur gesaag is interessant. Nou die Bybel sê nie vir ons eintlik wie dit is nie, maar hulle praat van die tradisie sê dat dit Jesaja was. Jesaja het aangehou preek vir die mense. En hy het aangehou preek, bekeer jou, draai van jou sonde. En die mense kon dit nie vat nie. Tot hulle Jesaja gevat en hom vasgemaak en hulle het hom in die middeldeur gesaag. Jeremia onder andere weet ons was in die tronk gegooi. Hy was in 'n put gegooi. Hulle noem hom eintlik die klaande of die lydende profeet. En dis 'n ou wat, hy het hierdie goed ervaar omdat hy God verkondig het. Omdat hy getrou was in geloof. En hierdie wat erger van alles maak, hierdie mense wat hom in die tronk gegooi het en wat hom in die put gegooi het, wat hom gelos het vir die dood, was sy eie mense. En daar was ander profete wat gedink het, hulle praat namens God. En dan sal baie van julle ook onthou in die Nuwe Testament vir Stefanus. Stefanus wat opstaan en hy preek 'n kragtige preek en hy sny daai lyne reguit. Nee, hy sê hoe dit is en hy spreek hierdie ouens aan en sê hierdie is nie die pad nie, maar hierdie is die pad. En die ouens kon dit nie vat nie. Hulle gryp Stefanus aan die hare en hulle sleep hom uit buite die dorp. Kan jy dink hoe lank het hulle hom gesleep? Tot buite die dorp en daar het hulle hom doodgegooi met klippe. Maar wat maak dit so indrukwekkend van hulle lyding? Dink 'n bietjie daaraan. Hierdie ouens het gelei vir dit wat hulle glo. En omdat hulle vir dit gelei het, en omdat hulle vasgestaan het vir dit wat hulle glo, beteken dit hulle geloof praat vandag nog met ons. Dit praat vandag nog met ons. As daai ouens sou ingee in die ingewing van die oomblik en sê, okay, ek glo nie meer in die alright, moenie my in die middeldeur saag nie asseblief. Stop, moenie my hare trek nie. Stop. Dan sou hulle geloof nie reg gewees het nie. Maar die feit dat hulle gelei het vir dit wat hulle glo, getuig vandag, dit praat met ons, dit praat met my, dit praat met jou. Dat hulle geloof reg is en dat hulle gestaan het vir dit wat hulle glo. En in kort is dit wat hierdie gedeelte uitbeeld. Dat wanneer jy regtig glo, sal jy sterf vir dit wat jy glo. En wanneer jy regtig glo, sal jy kan aanhou glo, selfs al gaan dit moeilik. MacArthur sê dit mooi. Hy sê it often takes more courage to hold on than to fight on. And where there is need for more courage, there is need for more faith. Hy noem al die lyding, waar die mense gaan. Hy praat van swaar kry en sê, deur geloof het die mense swaar gekry. Deur geloof het die mense gelei. En dan direk in ons volgende versie, in vers 38, sê hy dat hierdie mense, die wêreld was hulle nie werd nie. Die wêreld was hulle nie werd nie. En ek wil jy moet 'n bietjie hieroor dink. Want vanuit 'n wêreldse perspektief, sal die wêreld hulle in elk geval nie wil hê nie. Die wêreld soek nie sulke mense nie. Dink aan Jesaja. Dink aan ouens wat werklik staan vir die waarheid. Want as jy staan vir die waarheid, dan beteken dit, jy is, die skrif sê, jy is 'n verdediger van die waarheid, jy is 'n verteenwoordiger van die waarheid, en alles wat leuns is, spreek jy aan. Dis wat geestelike leiers doen, hulle sê, kom terug op die pad. Of ons kan dit anders sê en sê, bekeer jou, draai van jou sonde. Nee. Die wêreld hou nie van hierdie mense, die wêreld wil nie hoor
Hoe Jesaja gepreek het, hy gesê, luister, julle is besig met verkeerde goed nie. Die wêreld wil nie hoor om te sê, luister, gierigheid, losbandigheid, al die goeders is verkeerd. Die wêreld wil dit nie hoor nie, want die wêreld hou van die vlees. Hy hou van geld, hy hou van homself. Hy hou van al die sonde en die begeerte. En die oomblik wanneer iemand kom en sê, maar wag 'n bietjie, hierdie goeders is nie reg nie. Hierdie goeders is nie waaroor die Here praat nie. Dis nie wat die Here goedkeur nie. Dan sê die wêreld, wie dink jy is jy om vir my te kom sê wat ek moet doen met my lewe? Sien, ons preek, ons verkondig, ons sê nee vir sonde, nee vir gierigheid, nee vir losbandigheid. Weet jy wat? Ons sê selfs nee vir jouself. Soos ons sê, maak jouself leeg van jouself. Vol van God, minder van jou. Dis wat ons preek. Maar vir die wêreld sê, hoekom? Hoekom wil jy nie vol van jouself wees? Soek jy nie status nie? Soek jy nie geld nie? Soek jy nie eer nie? Kry wat jy wil kry, doen wat jy wil doen, dis jou lewe, geniet dit. Maar ons sê nee, en die rede hoekom ons nee sê, is want Christus sê nee vir die goed. En ons sê nie nee uit dwang vir die goed nie. Ons sê nee, want ons het Christus in ons. En die begeerte om soos Christus te lyk, en die begeerte om sy heiligheid uit te straal is in ons. Is 'n begeerte wat hy in ons geplant het. Daarom sê ons smag om te lyk soos ons Skepper, soos ons Meester, soos ons Here. Maar die wêreld sê hulle verstaan dit nie. So die wêreld sê, ons soek nie hierdie ouens nie. Maar God sê, nee, worry nie, julle is in elk geval nie eers die wêreld werd gewees nie. Dis wat hy sê, die wêreld was hulle nie werd nie. Maar tog het God hulle nog steeds gestuur. En die wêreld is hulle nie werd nie. Die wêreld is hulle nie werd nie, want die oomblik toe hulle gestuur was, het hulle God se mense verniel. Vanuit God se perspektief is hierdie ouens waardig. En dis 'n mooi gedagte, want ons sê geloof bring oorwinning. Maar nou hierdie gedeelte sê geloof bring lyding. Middeldeur gesaag, geboei, toegesluit, bokvel, skaapvel, honger, moeilike tye. Maar God sê, hulle is waardig. Is dit nie 'n mooi gedagte? Om te dink dat dit wat die wêreld afkeer, is dit wat God goedkeur. En God sê, ek sien my kind. So mooi in Psalm skryf hy, ek's naby die wie gebroken is van hart, ek's naby die wie swaar kry, ek's naby die wat ly. En God sien dit. En dat ons eintlik dink aan, as julle sal kan onthou met, dis nou so goed dat Oom Johan nou hier vandag is, want hy het hierdie preek gepreek oor die bergpredikasie, oor die saligspreuke, die seënspreuke. En julle sal onthou, Matteus 5, het die Here Jesus die einste gesê, hy sê, geseënd is die wat vervolg word, terwille van geregtigheid, want dan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is jy wanneer die mense jou beledig, jou vals beskuldig. Hy sê, wees bly, omdat daar vir jou 'n groot beloning is in die hemel. So God sê, ek sien lyding, en ek sien deur jou geloof, het jy die vermoë om vas te kan hou, om te kan volhard. En God sê, dis goed, geseënd is jy. Die wêreld sê, hoekom sal jy wil ly, as jy alles kan kry wat jou hart begeer? Die wêreld soek nie dit nie, maar God sê, ek sien dit. Ek probeer vir ons wys, dat lyding is nie om te sê, God is afwesig nie. Want ek weet, dit is baie keer waar Christene kom. Hulle kom by 'n plek, dan gaan dit ewe skielik swaar. Hulle kom by 'n plek waar sê, maar Here, ek het my hart vir U gegee, nee, soos daai boer. Ek het gebid tot U en ek was toegewy. En kyk nou wat gebeur. En dan sê ons gewoonlik, waar is U, Here? Lyding is nie 'n bewys van God se afwesigheid nie. Ek dink lyding is 'n kenmerk van egte geloof. As jy kan staan vir wat jy glo in die midde van swaar kry, dan wys dit vir my, vir jou, vir die mense om jou, jou geloof is eg. Lyding is 'n kenmerk van egte geloof. En die skrywer speel hierdie twee gedagtes af. Hy doen dit so goed. Hy sê, deur geloof is daar oorwinning behaal, maar deur geloof het die ouens gelei. As jy kan sê, my Here, my Redder,
U behaal die oorwinning, soos Gideon gesê het, moenie my aanstel as julle heerser nie, die Here alleen heers, want dit het goed gegaan. Maar Gideon kon nie, as hy dieselfde kon sê, as dit swaar gaan, dan sou hy sê, hy is eg in sy geloof. So ek kan weer my vraag vra, hoe weet jy dat geloof eg is? Wel, Petrus sê vir ons, toets dit aan vuur. Toets dit aan vuur. Hoe weet jy dat jou goud eg is? Ek onthou toe ek op die myn gewerk het hulle altyd die minerale geskei, en dan van die modder, en dan het hulle dit fyn gemaal, in 'n fyn poeier, en dan het hulle dit gemeng met 'n tipe van water, en dan het hulle dit geroer, en dan het hulle spesifieke chemikalia ingegooi, wat dit eintlik die water laat kook. Hy kook, hy raak vuurwarm, en soos hy kook al die onsuiverhede oor, en die swaar metale af. Dis nie 'n mooi prentjie nie, omdat dan in die midde van vuur, kan jy sê, maar Here, ek kan vashou in nie, en ek sien eintlik, wat u my, u gee die krag, ons weet hy gee jou die krag, maar ek sien eintlik die egtheid van my geloof in die midde van hierdie moeilike tyd. Is dit nie 'n wonderlike sekerheid om te hê nie? Dat jy weet, dit het swaar gegaan, maar prys die Here, ek kan vashou aan hom. Prys die Here, want ek weet, ek kan vashou aan hom, al gaan dit moeilik. Ek het nie 'n oppervlakkige verhouding nie. Nee? Weet jy, jou vrou is lief vir jou, of jou man is lief vir jou? My pa het altyd gesê, vat hulle om te gaan roei op 'n kanoe. En as jy in die middel van die dam is, dan moet jy bietjie so maak met die kanoe. En as daai vrou vir jou sê, luister, ek wil jou nie meer trou nie. Weet jy, in die midde van moeilike tye. As ons geloof koppel aan materialistiese uitkomste, as ons geloof koppel aan net wat die Here vir ons kan doen, beteken dat ons verhouding is nie eg nie. Dit is 'n verhouding net om een of ander voordeel te kry. Met ander woorde, ons sê, soos ons verlede week gesê het, geloof is net 'n fietsie. Ek klim op, en as ek gekry het wat ek wil hê, dan klim ek af. Maar die oomblik as jy weet, luister, ek sê nie dis maklik nie, maar daar kom iets wat jou lewe bedreig. Daar kom finansiële krisis. En jy kan sê, my Here, my God, ek verstaan nie, maar ek hou vas. Sê dit nie vir jou verhouding is eg nie. Jou geloof is eg nie. Nou wat ek nie sê nie, is ek sê nie dat daar nie worsteling is in dit nie. As jy gaan kyk met Job het hierdie worsteling gehad, Hy het hierdie worsteling gehad, en hy vra die hele tyd, vra hy vir die Here, hoekom, en sy vriende sê dit, en dat, en dit, en hoekom Here, en ek verstaan nie, en ek verstaan nie, en ek verstaan nie, en God antwoord hom net en sê vir hom, luister, wie het wat geskape? Weet jy wie ek is? Hy gee hom nie eers 'n direkte antwoord nie, en Job sê, Here, U is reg, ek sal nie verstaan nie. Ons verstaan nie altyd nie, maar ons weet een ding, dit wys vir ons geloof is eg. En ek dink is goed dat ons baie keer worstel. Het is goed dat ons by die Here uitkom. En sê, Here, help. Here, ek sukkel. Dit bring ons na hom toe, dit trek ons na hom toe, swaar kry. En wanneer jy daar deur is, en jy kyk terug en jy sê, deur die genade van die Here, het hy my gedra. My geloof is eg, my geloof het gegroei. En dis eintlik wat hierdie skrywer vir ons so probeer sê. Hy sê, dat deur geloof, kan jy deur hierdie lyding gaan, want jou geloof gaan praat in die midde van hierdie lyding. En dis hoekom Petrus dit so mooi sê, Petrus, hy sê, moenie verbaas wees oor die vuurproef wat oor julle kom nie. Dit is nie iets vreemds wat met julle gebeur nie. Hy sê, moenie verbaas wees nie. En dan later gaan hy aan en sê, dit is om te toets die egtheid van julle geloof, die suiwerheid daarvan. Maar hy sê, moenie verbaas wees nie. En ek wil hê, ou moet bietjie kyk na ou se geloofslewe. En sê, weet jy, ek vertrou die Here in voorspoed, maar ek wil regtig die Here ook kan vertrou in teëspoed. En ek weet, daar is baie mense wat verkondig, en kerke wat verkondig, wat sê, maar nee, die Christen, dis 'n pad van voorspoed, dan gebruik hulle daai bekende een, ek ken die planne wat ek vir jou het, planne van voorspoed, en planne nie van teëspoed nie. Maar dit is nie die Jesus van die Bybel wat ek ken nie. Ek sê nie, dit is God se wil vir jou om swaar te kry, sy begeerte en sê, lekker kry swaar nie, inteendeel, ons sien dat God homself ontferm oor die wie swaar kry, dis mooi. So, God kry nie lekker oor swaar kry nie, en God
wens nie net vir jou klomp swaar kry toe nie. En mense verkondig Jesus wat sê, maar hierdie Jesus wat ek dien, dis die Jesus, daar is nie swaar kry met hom nie. As jy swaar kry, dan glo jy verkeerd. Dan glo jy te swak. Jy moet sterker glo. Ja. Hoor wat sê die Here Jesus vir sy disippels. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehad het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uit gekies het, juist daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam. Johannes 16. Dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. In die wêreld ervaar julle swaar kry, maar hou moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Die Here sê dit vir sy disippels, want hy het geweet dat die disippels gaan 'n moeilike stryd in. Maar in dieselfde asem gee die Here vir ons 'n beginsel. Hy praat van hy wat die wêreld oorwin het. Die wêreld oorwin het, en hy sê dat hy is in ons. Hy is in sy disippels, maar hy gaan ook in ons wees. En omdat die wêreld nie Christus kon verdra nie, raai wat, gaan hulle nie Christus in jou kan verdra nie. Dis wat hy sê. En dis weer eens daai konsep. Moenie vir my preek nie. Moenie vir my sê nie. Ek word nie 'n redder nie, ek red myself. Maar die Here Jesus sê vir ons, hy sê daar is lyding, daar is swaar kry. Hy sê wanneer jy in geloof is, sal jy sien dat hierdie is 'n stryd, maar jy sal die stryd kan deurstaan. Die wêreld soek 'n ander tipe oorwinning, en hulle soek 'n ander tipe redding. Hulle soek 'n ander tipe redder. Hulle soek 'n redder wat iets vir hulle kan doen. Dis hoekom daar 'n ander Jesus verkondig word in sommige kerke. Hulle verkondig 'n Jesus wat werk op die begeertes van die vlees. As jy in Jesus glo, sal hy jou ryk maak, sal hy jou gesond maak en sal hy jou alles voorspoed gee. Nee, dis waarna jy streef. Soek Jesus sodat jy daai goed kan kry. Jesus raak die fiets wat jy moet trap om uiteindelik te kry wat jy wil hê. Dit is 'n verkeerde oorwinning. Dit is 'n oorwinning wat, soos ek sê, gesentreer rondom die eie ek en die vlees. En dit skakel so eintlik mooi in by Palm Sondag. Julle sal onthou Palm Sondag het Jesus op die donkie gery. Die koning, die seun van God, ry op 'n donkie. Wat 'n koning ry op 'n donkie? Konings wat ons ken is konings wat op perde ry. Hingse, wat nog nooit opgery was nie, wat net ingebreek is, nê. Maar hier die nederige koning ry op 'n donkie, en die mense gooi mos die palmtakke voor hom neer, nê. Hulle gooi die palmtakke en hulle skree uit, Hosanna, Hosanna. Nou ons weet Hosanna is 'n uitdrukking van dankbaarheid, maar Hosanna direk vertaal beteken red, nê. Hassa en Anna beteken red. Ek pleit by U, red my, ek pleit by U, bevry my, bevry ons, nê. So hier is die mense en hulle sê, red ons gee U eer, seun van Dawid, hulle het nog ons erken hy is die Messias. Hulle gooi die palmtakke neer en hier kom Jesus aangery. Hosanna, Hosanna, seun van Dawid, ons hoogag U, red ons prys U, red ons, bevry ons. Skree hulle almal uit, hierdie mense. Hulle soek hierdie redding. Dis mooi. Jesus is die een wat redding gee. Maar die vraag wat ons vra is, wat se redding? Sien hierdie ouens wat toe Hosanna uitgeskree het, toe mos nou 'n week later, 'n paar dae later het hulle ook uitgeskree, kruisig hom. Is die ouens wat uitgeroep het, kruisig Jesus. Hoe skree jy, red my, maar aan die einde skree jy, kruisig hom. 'n Paar dae later, nee, hier is Hosanna, hier is die seun, hier is die Messias, maar kom ek maak hom dood. So die vraag is, wat se redding het hulle gesoek? Want duidelik het hulle nie daai redding gekry nie. Die redding wat hulle gesoek het was 'n politiese redding. Hulle wou bevry word van die Romeine. Hulle wou vry wees van belasting. Hulle wou vry wees van armoede. Hulle wou al die wêreldse goederes nie meer gehaat het nie. Hulle wou vry van dit gewees het. Maar die Here Jesus het gekom en gesê, ek gee iets meer as daai. Julle sal ook onthou met Jesus toe hy die 5000 gevoer het. Toe hy die 5000 gevoer het met die broodjies en die vis. En hy breek die brood en die vis word uitverdeel, meer as 5000. En direk na dit toe begin Jesus spreek en hy sê, eet van my, drink van my, ek sal jou lewe gee, nê. En die mense is so, en hulle is, eet van jou, drink van jou, en toe sê die skrif, toe begin hulle loop, toe begin hulle weggaan. Hulle het selfs geskimp, hulle sê,
Watse teken sal jy vir ons gee? Sal jy laat dit manna uit die hemel reën? Skimp hulle vir nog brood. En toe begin hulle loop, die oomblik toe Jesus sê, maar ek gee jou lewe. Ek maak jou versadig. En die mense vat die pad. Oppervlakkig. En Jesus vra toe die 12, hy sê, wil julle ook gaan? En Petrus antwoord so mooi. Hy sê nie waarheen sal ons gaan nie, hy sê, na wie sal ons gaan? Ek wil vir jou probeer uitbeeld. Christus bring iets meer as net die tydelike voorsiening. Ja, hy voorsien. Hy weet wat ons nodig het, verseker. Ja, hy genees. Ja, hy gaan ons vooruit. Maar dit is nie die rede hoekom ek kom dien nie. Ek weet, dit wat hy gee is vir ewig, is soveel, by verre beter. En in die midde van lyding, in die midde van siekte, in die midde van swaar kry, weet ek kan hom verheerlik, en ek kan vashou. Want dit gaan oor verhouding, en soos ons sê ook as ons voor die kansel staan, deur siekte en gesondheid, deur ryke en arme, en deur goeie en deur slegte tye. Dis wat ons sê in ons huwelik, en dit is ons sê teenoor Christus. Ons is tog sy bruid, sê die kerk. Ek wil net vir julle sê, dat lyding, daar's 'n moeilike vraagstuk, hoekom gebeur dit goed met mense, en die hoekoms is, ek dink is 'n gesprek en 'n preek vir 'n ander dag. Maar ek wil net vir julle probeer uitwys, dat lyding, wanneer 'n gelowige ly, getuig sy geloof. Dit roep uit. Dit getuig dat dit eg is, dit wys vir mense om hulle, dat daar iets en iemand meer belangriker is, as dit waardeur ons besig is om te gaan. Ek het 2 voorbeelde dan se klaar. 2. Een van die voorbeelde wat ons in die vorige gedeelte genoem het, wat ek juist gelos het vir vandag se preek, was oor Sadrag, Mesach en Abednego. Daar was 3 manne, dis in Daniël, ons lees van hulle in die boek van Daniël, nee. Daar was 3 manne, Israeliete. En koning Nebukadneser het die groot standbeeld, 30 meter hoog van homself gebou. Nee. En koning Nebukadneser het toe gesê, as die trompet blaas, moet almal platval op hulle gesigte en my standbeeld aanbid. Maar hierdie 3 manne, Sadrag, Mesach en Abednego, hulle wou dit nie doen nie. Die trompet het geblaas en hulle het bly regop staan. Die manne gaan haal hulle toe en bring hulle voor koning Nebukadneser. En koning Nebukadneser sê, hoekom buig julle nie? Die trompet het geblaas. Julle moet buig voor my. En die koning vra, wat is julle antwoord? En hoor wat sê hulle? Ons ag dit nie nodig om hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Is dit nie egte geloof nie? Hy sê, gooi my in die oond. As God my red, red hy my. As ek brand, ek buig nog steeds nie. En daar is net een waarvoor ek buig. Dis egte geloof. Niemand hou van lyding nie. Niemand hou van swaar kry nie. En ek wens dit ook nie oor julle nie. Ek wens dit ook oor niemand nie. Maar ek weet, in oomblikke van lyding kan jou geloof die hardste getuig. Het getuig van suiwerheid en het getuig van die Here. My laaste voorbeeld, dan is ek klaar. Dit is 'n voorbeeld nou bietjie meer uit hedendaagse geskiedenis. Baie van julle is bekend met die Titanic. Ek wil vir jou, daar was 'n liedjie wat hulle gespeel het, en ek wil die liedjie speel, want die liedjie is eintlik, dit skep die idee van wat ek wil sê daaroor. So hy gaan speel terwyl ek jou vertel van dit. Ek weet nie of hy nou gaan speel, of ek het hom op die PowerPoint, so ons sal maar sien. 15 April 1912 het die Titanic gesink. Hy het geseil en daar was 1500 mense dood op die skip. Die skip het vir 2 ure en 40 minute lank het hy gesink. Hy het gesink vir so lank. In ijskoue water. So dis 'n geruime tyd wat dit gevat het vir hom om onder te gaan. Nou ek was hier so by die aquarium hier gewees, en daar is so 'n bad waar jy jou hand in die yswater indruk, né? En dan moet jy kyk hoe lank jy hom kan hou. En daar was ouens agter my, so ek het hom ekstra lank gehou om vir hulle te wys.
maar ek kon nie die volle minuut hou nie. Daar was so 'n oorlosietjie. Ek kon nie die volle minuut hou, ek uit, dus ek nie, ek straf myself. Yskoue water. En dis waarvan baie van die mense dood was. 1500 van hulle het gesterf. Nou getuies sê, terwyl hierdie skip besig was om te sink vir hierdie 2 ure en 40 minute, het daar musikante aan boord, was daar musikante aan boord. En die musikante het 'n lied gespeel. En hulle het hierdie lied gespeel, die ouens het gesê, om mense rustig te maak. Rustig. Hulle het hulle probeer rustig maak vir die onvermydelike. In ander woorde, hulle het 'n lied gespeel om hulle rustig te maak vir die dood. En die lied wat hulle speel, is toe nader my God by U, steeds naderby. Hoor net die woorde wat hierdie lied wat ons so bekend, so gereeld sing. Nader my God by U, steeds naderby. Al is daar ook 'n kruis nodig vir my, dan sal my lied nog bly, nader my God by U, nog naderby. Al is ek ver op reis, dwaal ek alleen, al moet ek snags my hoof rus op 'n steen, dan bring my drome my nader, my God by U, nog naderby. Geloof gaan nie oor om net oorwinning te behaal in hierdie lewe nie. Geloof is verhouding. En dit gaan oor om oorwinning te behaal in die volgende een. Daarom sê Christus, as ons in hom is en hy in ons, om hoogte of diepte, ryke of arme tye, ons is steeds meer as oorwinnaars. Kom ons bid. Hemelse Here Vader, dankie dat ons vandag kan sien dat selfs in moeilike tye wil ons kan uitroep en sê, my Here, my God, nader tot my. Here, my gebed is dat U ons geloof sal versterk en dat U ons sal herinner dat wanneer dit goed gaan, dat ons U prys. Maar selfs in die midde van swaar kry, is daai mense wat Hebreërs vir ons noem, wat so gelei het, in die midde van dit, sal ons steeds uitroep, my Here, my God, nader my God, by my nog naderby. Dankie dat U ons geloof versterk, dat U ons bemoedig, in die midde van lyding is U naby. Help ons om die goeie stryd te stry, en om ons oë gefestig te hou op U, in Jesus naam.